Ek was maar net 'n voerbak. 'n aan mekaar geflanste bak met 'n holte waarin die boer die hooi vir sy diere gegooi het. Jy sou sê dat ek 'n miskyk stuk hout was, met net een doel, om diere te voed. Maar toe gebeur daar 'n vreemde ding met my. Duisende mense het van heinde en ver na Bethlehem toe gestroom vir 'n volkstelling. Dit was omtrent 'n rumoer hier in ons dorp. Laat die eendag hoor ek hoe my eienaar die staldeur oopsluit en ek sien 'n man en 'n vrou wat by die staldeur instap om daar te oornag. Shame, hulle het doodmoeg gelyk na hulle lang reis van Nasaret. Jy kon veral van die vrou wat hoogswanger was sien dat sy absoluut gedaan is. Hulle was skaars aan die slaap toe die vrou se kraampyne begin. En kort daarna is 'n seentjie gebore. Dit was so mooi om te sien hoe die man hom sagkens en doeke toedraai, in die stal rondkyk en toe sien hy my, die voerbak. Daar het 'n teder glimlag op sy gesig verskyn toe hy die hooi so half eenkant toe stoot en 'n sagte plekkie maak waarin hy die babietjie kon neerlê. Op daardie oomblik het my lewe, 'n gewone krib, totaal verander. Iets in my het begin lewe. Dit was asof 'n glans my omring het. En ek kon sweer ek hoor die engele wat met oorgawe iewers te sing. Later, toe die vrou die baba vashou, kon ek hoor hoe sy saggies begin huil. Maar dit was nie 'n hartseer huil nie, eerder een van oorgegewe tederheid, totale verslaandheid, heilige bewondering, weerloosheid, dankbaarheid. Maar dit was nie al wat daardie nag gebeur het nie. Kort daarna hoor ons 'n klop aan die deur van die stal en hier staan 'n klomp herders vanaf die oop veld. Hulle het gehoor dat die Messias gebore is en dat die koning nou hier in my holte lê. Nog later het daar 3 wyse manne gekom met diergeskenke en ook voor my gekniel, voor die groot heilige baba gekniel. Ek kan nie hierdie dinge verklaar nie, want ek is maar net 'n voerbak. Al wat ek weet is dat hierdie baba iets heiligs, groots, iets ewigs was. En ek weet, ek is so bevoorreg om hom in die holte van my hart te kon hê. Ek is 'n voerbak, maar ek is nie misgekyk nie. Op pad na Kersdag ervaar 'n mens mos gemengde gevoelens. Aan die een kant trek die jaar se gebeure en die laaste minuut klaarmaak van dinge nog aan ons harte, en aan die ander kant is ons opgewonde oor 'n blaaskans. En kom maak die Kersfees gebeure weer opnuut nes in ons harte. My gebed is dat jy in hierdie dae sal beleef dat God die hele jaar saam met jou gereis het, dat hy elke beweging van jou raak gesien het, dat hy jou op soveel kere en soveel plekke ontmoet het daar waar jy was. My gebed is dat jy nou in hierdie dae tot stilstand sal kom, sodat jy kan stil word, opkyk in sy oë en sy sagte liefde vir jou kan sien. Ja, maak sommer nou jou oë toe en beleef hoe God in jou hier by jou is en hoe hy jou met sagtheid, met deernis en met liefde omhels. Kom ons bid saam. Here, ek is soms so vasgevang in die wêreldse dinge dat ek vergeet om stil te staan, stil te word en U te beleef. Dankie Here dat U die kribkind na hierdie wêreld toe gekom het om Uself vir ons te gee. Dat U my gewone voerbak menswees raak sien en dat U elke dag na my omsien. Here, ek wil U omhels, U liefde indrink, U vrede voel, veral nou. Amen.